Baie welkom sê by Sing in Afrikaans en ja, dit is vir ons 'n voorreg om met jou te praat. Jy is die nuwe musieksensasie wat geteken is met Universal Musiek en wat 'n sterk awesome span het jy agter jou. Ja, fantasties. Sien jy? Fantasties span. Oh, ek sien dit. Sien jy? Vriend, ons gaan vanaand met jou praat oor jou nuwe liedjie Hoogtyd. Eerstens wil ek vir jou sê baie geluk met jou debuut Enkelsnit Hoogtyd. Kan jy ons deur die inspirasie agter jou liedjie neem? Baie dankie vir dit en definitief. So Hoogtyd het ek in 2022 geskryf. Ek was op pad land uit gewees, so ek was in Suid-Afrika nog gewees en dit was so 'n week voordat ek uitgevlieg het Thailand toe. Die lewe het gekom en hy het kyk, 'n mens dink altyd jy's op jou laagste, maar die lewe het 'n waai om vir jou te wys, jy kan nog so bietjie laag. En ek glo ek was op baie oomblik was ek rarig op my laagste. Dit was liefde, familie, dood, alles wat kon fout gegaan het op baie oomblik fout gegaan. Vandag is ek dankbaar daarvoor want nou kan ek terugkyk na dit en sê dit moes gebeur het vir my om vandag hier te kan sit. So alles moet gebeur presies as wat dit moet en dis maar hoe die lewe werk. So Hoogtyd het uit 'n plek uitgekom, 'n donker plek. Daar's nie 'n mooi wy om te sê nie, 'n plek van desperasie, hartseer, depressie, kwaad, haat, elke slegte emosie wat jy kan voel. En op baie oomblik was daar nie regtig 'n goeie emosie nie. Ek dink die enigste emosie wat in my kop was is ek moet weghardloop en ek moet my kop skoon kry. En ja, dit was eintlik so vinnig geskryf. Ek dink die song was 10 minute. Ek het gesit, ek het dadelik gedoen en ek het dit onder 'n kussing gegooi en nooit weer daaraan gedink nie. En die essence van Hoogtyd is basically dat maak nie saak wat verkeerd gaan nie. Daar's altyd hoop. Dinge gaan altyd verander. Die song gaan oor liefde, maar dit kom van 'n plek af van baie meer as net oor liefde en 'n verhouding of 'n huwelik, sodat dit kan baie met 'n mens se persoonlike lewe ook te doen, want die liefde kan ook wees in 'n emosie wat jy voel. Dis nie noodwendig te doen met actual liefde tussen twee mense nie. So my volgende vraag aan jou is, jy het gesê dat jy deur 'n moeilike tyd gegaan toe jy Hoogtyd geskryf het. Hoe het die liedjie skryfproses jou gehelp deur jou emosies? Fenomenaal baie. Ek sê elke keer, dis vir my, dis hoekom ek dink ons skrywers so heilig is oor ons liedjies, want dit is soos 'n Polaroid fotootjie vir die hart. Daai liedjie wat ons skryf, dit vang 'n tydperk in 'n mens se lewe vas en elke liewe keer, of jy dit nou 100 keer of 1000 keer opgetree het, elke keer as ek een van die songs sing wat uit 'n tydperk uitkom, herleef ek daai emosie, ek voel dit weer, maar is lekker soos met Hoogtyd om 2 jaar terug te kan kyk en te sê, dankie Vader, ek is nie meer daar nie, ek het gegroei en ek is genees, maar om terug te kan kyk en te weet, okay, ek wil nooit weer daaraan toe gaan nie. So nee, om so te skryf, dit genees 'n mens. Dit is dalk nie dadelik nie, dit vat dalk 'n rukkie, maar daar's definitief genesing agter die skryf. En jou musiek word beskryf as eerlik en diep emosioneel. Kan jy jou benadering tot liedjies skryf deel en hoe jy jou emosies benut? Definitief. Ek wens ek kan dit uitfigure, maar ek gaan dit so rou as moontlik sê. So ek staan op, ek tel die gitaar op. Ek kry nie woorde nie, ek kry nie 'n idee waar ek wil skryf nie. So ek sal die gitaar optel en ek sal begin rondvoeter en ietsie try kry. En as iets vir my mooi klink op die gitaar, ek sê altyd aan mense, dis soos 'n resep. Jy moet altyd die bas reg kry en dan sal al die ander goed inval. En as sodra ek iets kry wat melodies klink, dan begin dit uitkom. Dis nie asof ek sit en dink aan wat ek wil doen nie. So die eerste paar goed wat uitkom, ek dink dit was John Mayer wat dit gesê het en ek kan so relate met dit. Hy sê jy moet net spring. Maak nie saak hoe erg dit is nie, mense met jou mond oopmaak en net sing whatever uitkom, want iewers gaan daar 'n bietjie waarheid wees en van daai waarheid af, dan kan 'n mens 'n storie begin bou. So ek sê altyd my gees en my siel moet eers sê en dan kan my brein kom en sê, okay, maar kom ons stel dit dalk bietjie anders. Kom ons gebruik ander woorde want van die goed wat ek al geskryf het, mense wil dit nie hoor nie. Dit kom baie kras en eerlikheid. So jou lirieke kom nie eerste nie. Lirieke kom nie eerste nie. Dis altyd eers die melodie en dan as ek die melodie het, sal ek om 20 keer oorspel en maak ek my mond oop en dan sê ek partykeer, okay, wat gaan nie uitkom en dan vloei dit maar net uit en ek sal
bietjie change waar ek moet. Ja. En jy kom ook uit 'n era uit uiteenlopende musikale invloede. Hoe het Definitief. kunstenaars soos Eens Jordaan, Bob Dylan, The Lumineers, hoe het hulle 'n unieke klank jou gevorm? Ek sê daai drie wat jy genoem het is definitief drie waarna ek opkyk. Ek dink wat my so fascineer van hulle is hulle sê nie 'n ding reguit nie. Dis baie keer ek sê goeie musiek is amper half soos om die Bybel te lees of die Koran of whatever die mense se geloof is. Dit is ek weet nie wat se Afrikaanse veels weersprekend. So mense kan dit aanpas vir wat hulle Yes. pas. Want as 'n mens reguit sing, sy het 'n rooi rok en sy dra dit. Dit is so finaal. En ek dink daai kunstenaars, hulle het especially Bob Dylan, hy het 'n way gehad met woorde wat dis is om 'n psalm te lees. Dit kan vir 100 mense iets anders te beteken en daai is vir my beautiful. Ek dink ek het altyd gefascineer deur daai way van 'n ding skryf. Dit is waar, dit is regtig waar wat jy daar sê. Jy het ook 'n gunsteling aanhaling wat jy noem dat daar pyn agter elke mooi ding sit. Kan jy uitbrei oor hoe hierdie aanhaling jou kuns en benadering tot musiek inspireer? Definitief. Ek sê altyd en mense like dit nie as ek dit sê nie, maar ek sê altyd musiek is die rede vir alles wat ek het en is ook die rede vir alles wat ek nie het nie. Ek dink nie mense besef altyd die hoeveelheid opoffering wat mense maak. Ek gaan dit in eerlikheid en in detail sê, terwyl al my vriende in die mooiste huise gebly het en die mooiste karre gery het en Yes. die beste werke gehad het, was ek nergens. Ek het nooit regtig enigiets gedoen nie. En dit veroorsaak baie seer, want 'n mens verloor vriende, jy verloor familie, jy verloor liefde. En agter daai seer sal ek sê dit maak 'n mens sterker. Meeste mense knak onder dit, maar die handjie vol wat nie onder dit krap en dit actually, hoe kan ek dit stel? Wat is die woord? Uithou en konsentreer en dit bewaar. Ja. Ek dink dit is afbetalend en dit is belovend. Dit is baie moeilik om dit te doen. Dit is verskriklik moeilik, maar as 'n mens kan uithou, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, op die einde van die dag betaal dit af. Ek ken nie een musikant of skrywer of enigiets wat 'n maklike pad gestap het nie. Persoonlik ken ek nie een nie. Ons almal stap 'n verskriklike pad en dit is seer. Dit is nie altyd net finansiëel moeilik en daai goeters nie. Daar's baie emosionele seer en trauma wat saam met dit kom. Die ding is net 'n mens besef nooit eintlik regtig hoeveel werk 'n kunstenaar insit en hoeveel opofferings hulle moet maak om die leer te klim nie. Ja, dis baie. Ek het juis vandag met die ou wat die song geproduce het, toe lag ek en hy sê ja, almal sê ons slaap ons tot 11:00 en 12:00 en ons lê en doen die hele tyd niks en net op die naweek steek ons koppe uit. Ek sê nee, glad nie. Glad nie. Maar wanneer die ander mense weer slaap, dan is julle nog besig. Ja, tot 4:00 in die oggend. Dis my skryftyd. Tussen 12:00 en 4:00 in die oggend is asof alles net hierso uitspring. Ja. Fran, ek wil by jou hoor, hoe dink jy sal jou musiek aanklank by die luisteraars vind? Daai is een van die moeilikste vrae ek dink wat ek in my lewe gehoor het. Ek dink 'n mens hoop altyd dat mense kan relate met dit en dat dit vir iemand iets kan beteken, want ek sê altyd die musiek kom nie van my af nie. Ek het 'n lewe geleef om ek praat van hierdie frekwensies, om dit vir die universe toe te laat om my as 'n tool te gebruik en iets sal buite te sit. So ek kan nooit sê ek hoop dat dit so gebeur nie, maar ek dink elke persoon hoop dat mense kan resonate met dit, maar ongelukkig daar's soveel verskillende mense dat Ja, ek kan net hoop. Maar ek weet ook dat die lewe partykeer is dit nie noue mense era nie en dit mense verander. Maar ek in dieselfde asem glo ek nie dat ek hier sou gewees het en op hierdie pad gewees het as dit nie vir 'n doel en vir 'n rede was nie. As dit nie nou die seisoen was waar hierdie goed moes uitgekom het. Want ek doen dit al 16 of 17 jaar, maar dis nou op die plek waar dit actually op 'n platform is waar mense kan begin luister na dit. waarmee dink jy sal dit die meeste verband hou? Ek wil sê seer. Dit is
Ja, dis nie die gelukkigste musiek nie. Daar's baie van die liedjies het nie 'n hoogtepunt nie. Daar is nie 'n goeie boodskap op die einde nie. Baie van die musiek, dit is net rou, seer en eerlikheid en hoe ek na dit gekyk het en deur dit gewerk het. Ek sê nie noodwendig beter gewees na dit nie, maar hoe ek deur dit gewerk het en staande gebly het. Dit is meeste van die musiek is maar daar's gelukkige goed, maar dis nie waar my siel lê. My siel is nie Yes. dankie vir die rosie. Maar die ding is, jy weet, ek sê altyd, en mense is seker al moeg om dit te hoor, maar ek sê altyd, weet jy, as 'n mens gelukkig is, dan geniet jy die musiek. Maar wanneer jy 'n bietjie down is, dan verstaan jy eintlik die lirieke. Jo, dis so mooi gesê. Dis fantasties mooi gesê. Sjoe. Kan jy vir ons 'n aanduiding gee van enige komende projekte of waarna kan ons uitsien? Ek kan definitief. Ek kan nie 'n datum gee nie, maar ons is besig met iets baie meer siels. Mense vra soos wat is dit? Al wat ek kan sê is in die kategorie van Lisa se klavier. So dis 'n baie melankoliese ballade. Ek is baie excited oor dit. Ek weet nie hoe die mense dit gaan hanteer nie, want dit is baie rustig. Dit is twee wêrelde van hoogtyd af. Maar dit is half ons idee gewees om ietsie wat dansbaar is en beweegbaar en dan completely die polar opposite, iets wat net om te wys maar daar is meer siel. Ons het 'n groter veld waarmee ons kan werk. En kyk maar hoe die mense reageer op dit. As die mense dit wegstoor, dan weet ons okay, dis dalk nie noodwendig die seisoen vir dit nie. Dan fokus maar 'n bietjie op iets anders. Ek is baie excited oor dit en dit is baie mooi. Maar die ding is, jy het so 'n fenominale stem. Dankie. So ek dink dit sal ook goed doen. Nou wil ek vir jou vra, en hoe voel dit vir jou om deel te wees van Universal musiekfamilie? Jo, dis daai wat as 'n kind, as iemand jou op die skouers kom vat en sê, well done, ek gaan nou nie vloek nie, ek gaan regtig try weet hoe vloek nie, maar ons is verskriklik trots op jou. Ek dink dis die ultimate tap op die skouer wat 'n musikant kan kry, om vir iemand soos Universal om te sê, hoor jy is eintlik goed genoeg. Dit is half asof alles, die hele wêreld sê, ons is trots op jou. So dit is vir my 'n groot eer. Ek loop met trots in my hart oor dit. Kyk, ek gaan vir jou sê, dis 'n sterk span wat jy agter jou het. Bino daar is iets om hom mee te beskryf nie. En Liesel, wat 'n fantastiese vrou. Dis alles 'n sweetheart. Ek is baie lief vir haar. En wat 'n boodskap hoop jy neem die luisteraars weg van hoogtyd af? Dat daar definitief hoop is. En bitterkant dat liefde kom altyd teen 'n prys. Daar is nie so iets soos hierdie Hollywood liefde wat jy net puppy love vir die 3 maande daai honeymoon phase, dat hou nie val nie. Kom altyd in 'n prys. Daar gaan haat wees, daar gaan kwaad wees, daar gaan seer wees en dan gaan al hierdie emosies wees. Die mens moet bereid wees vir dit. Nou so kom ja, dis tyd om weer lief te raak, maar ook 'n bietjie tyd vir seer, haat en kwaad en al daai goeters. So as 'n mens wil gelukkig wees, bly dalk weg van liefde af terwyl jy jonk is. Ek dink 'n mens moet maar sommer geheel en al wegbly as jy wil gelukkig wees. Definitief. Dis net 'n joke. Maar Fran, jy moet nooit vir jou steur aan mense se opinies nie. Definitief. 'n ander persoon se opinie oor my beteken vir my niks, want ek het nie daarvoor gevra nie. En as mense agter my rug praat, by all means is hulle baie welkom, want hulle sal altyd agter my bly. Dis waar. En ek moet sê ek weet nie of ek blessed is of net wat aangaan nie. Ek het nog nie een keer negatiewe ek het nou reg, ek sit hier soos ek wens iemand kan vir my negatiewe kommentaar gee dat ek net kan reageer op dit en sien hoe reageer ek op dit, maar mense doen nie. Mense was nog nie daar's nog nie negativiteit nie. In my hele loopbaan, actually van die begin af, want ek het 'n groot paneel familie en vriende wat ek altyd vra, hoe klink dit? Yes. So voordat ek al buite sit, ek moet 100% ja, dit klink mooi. Ek is baie ek is soos 'n trapsiekie in die industrie, maar nie. En ek het nog nie negatiewe kommentaar nie. Maar ek is ook deur 'n tydperk van my lewe waar mense se opinie dis onirrelevant of dit nou goed of sleg is en dit
maar ek weet wie is ek as mens en ek weet waartoe ek streef en van waar af ek kom. So opinie, as opinies ons rigting moet change, is ons definitief nie op die regte spoor nie. Dis waar, dan sal jou lewe 'n hele rollercoaster wees. Jy word natuurlik as die nuutste sensasie in die Afrikaanse musiekbedryf beskou. Hoe beplan jy om hierdie momentum voor te bou en jou stempel af te druk? Ek dink harde werk. Ek bly skryf. Ek het seker al, daar's genoeg musiek vir 5 of 6 albums en ek het vandag die hele dag sit en skryf. Traai die hele tyd die shows beter maak. Ek het deesdae nou begin ek bietjie meer kyker vir die kindertjies. So die shows is nie meer so rock and roll so wat dit was nie. Ek dink is net bly groei en verbeter, want as 'n mens gaan stop en content gaan wees met dit wat ek doen, dan is dit ook nie op die regte tyd nie. 'n Mens kan altyd beter. So ek dink is net bly, hoe sê hulle, die craft fine-tune. Ja. En wat dryf jou passie vir musiek en wat motiveer jou om jou kuns met die wêreld te deel? Dit is een van die simpelste antwoorde, maar dis die reinige waarheid. Ek het niks anders om te doen nie. Ek voel dis 100% waarvoor ek hier is. Ek moet dit seker nie sê nie, maar ek is al seker in 20 werke gewees. Ek kan nie 'n werk hou nie. Dit is nie, ek kry nie die stimulasie nie. En musiek is die een ding wat ek nou al 17 jaar doen wat ek nog nooit dryf voor verloor het nie. Ek het nog nooit passie verloor so dit voel vir my ek is letterlik net hier gesit vir die hopelik 60 of 70 jaar om dit te doen en ek sal dit absoluut die beste van my vermoë bly doen en probeer bly doen. As 'n mens jou passie, jou werk is, dan werk jy nie 'n dag in die lewe nie. Ja, nee, die werk was actual plekke en retail, en ek was al oral, so ek het al alles gedoen en ek het gehaat elke oomblik van dit. Maar elke dag wat ek hierdie gitaar optel, of dit nou 4 uur is of enige tyd, ek is happy. Ek is even die shows opsit en al die klank en ek sê altyd ek is die kleinste mannetjie met die meeste klank. Ek weet nie hoekom nie, maar dit vat my wel 3 ure om alles op te set. Maar dit is vir my fantasties lekker, die gesweet, die getravel, die alles van dit. Ek is mal, ek is verlief op dit. 'n Mens kan sien dit is jou passie. Dit is 100%. En hoe definieer jy jou unieke klank en wat onderskei jou van ander kunstenaars? Ja, ek sê altyd, dis vir my moeilik. Ek kan nie glo dat die mense so baie daarvan hou nie, want dit voel vir my asof ek gil. Dit voel altyd vir my asof ek gil op die mense. Dan sê mense, nee, dis so mooi. Ek dink ek het vir about 15, 16 jaar het ek net Engels geskryf. So Engels en die Engelse goed is baie diep en emosioneel. En ek dink toe dat ek hierdie ewe skielik Afrikaans toe gegaan het, daar's hierdie Engelse invloed, maar op die Afrikaans. Hierdie Engelse klank, maar dis in die Afrikaanse taal. Dit is vir my baie weird. Ek luister want mense sê dit klink soos Teens Jordaan. Party mense sê dit klink soos Jan Blom, en party mense sê dit klink soos Bruce Springsteen en Adam Pass en dit kom van oral af. So dis daai opinie wat jy nie voorna moet luister nie, maar wat hier binne sit, is ek soos klink ek reg soos Jan Blom. So nou probeer ek minder soos Jan Blom klink of dan probeer ek minder soos dit. Maar ek moenie my identiteit, ek moet maar net bly dit al klink dit nou maar soos dit. So daai is nogal 'n moeilike ene, want ek kan nie my eie klank. Ek gaan maar op wat mense sê, want vir my as ek na dit luister is ek soos ek wil nie. En vriend, waar sien jy jouself oor 5 jaar? En wat is jou langtermyn doelwit wat jy vir jou as kunstenaar gestel het? Oor 5 jaar wil ek definitief op die pad wees. Ek wil elke liewe plek in Suid-Afrika speel. Ek wil elke mens ontmoet wat my wil ontmoet en met my gesels, soos 'n bier drink of 'n water. Ek is daar vir die mense en ek wil met hulle gesels en ek wil definitief sê in die langtermyn, hoe kan ek sê, onafhanklik wees. Ek weet dat ek het genoeg gedoen om daar te kan aftree, want as musikante, mense het nie al hierdie goed wat die lewe sê jy het nodig, mediese fondse en al daai goed nie. So definitief net op 'n plek wees waar lewe gemaklik is en ek weet ek doen wat ek voor lief is, altyd en is op 'n konstante basis. Want ek gaan net dan sing en speel tot ek 90 is. Ek gaan nooit ophou nie, want sodra ek daai ding neersit, dan verander my hele persoonlikheid. En het jy enige raad vir
nuwe opkomende kunstenaars? Absoluut. Twee goed. Moet nooit, eintlik 3 goed. Moet nooit ophou, groei, probeer en change nie. Moenie bang wees om te change nie. Al sê mense, ja, jy verraai jou siel glad nie. Kry net 'n way om dit van 'n ander perspeksie af te sien. Offer alles of vir dit. Mens kan dit nie halfpad doen nie. Mens kan nie dit 50-50 doen nie. Jy moet 100% vir dit gaan. Ja. 100%, anders dan gaan dit nie terugbetaal nie. En wees altyd true to yourself. Wees eerlik met jouself, weet waartoe jy in staat is. En as jy nie is nie, ek het vir 'n jaar weggevlieg. Ek 16 jaar gitaar, 15 jaar gitaar gespeel, vir 'n jaar weggevlieg in 'n land stoksiel alleen op die swaarste tyd van my lewe om te leer beter gitaar speel, leer beter te skryf. My gedistansieer van almal af om beter te raak in dit waarvoor ek lief is. Ek het ure en ure 'n dag gesit en oefen en leer en maar jou craft perfek. So Ja. ek sal definitief sê mense moet die tyd in dit insit en die effort en dit glad nie half doen. As 'n mens dit 90% doen, is dit nie goed genoeg. Dit moet 100 altyd. Want dit is nie baie maklik vir opkomende kunstenaars om 'n breek in die mark te kry nie. Glad En nie. dit is baie opoffering en harde werk. En partykeer moet 'n mens verander en nie verander as kunstenaar nie, maar mense sieningspunt om die kuns verander. Net Ja. omdat Van Gogh se sunflowers nie vir my mooi is nie, beteken dit nie dis 'n klomp bollie wat teen 'n muur hang nie. Ja, Ek ja, is ja. al van my lewe gewees waar ek na dit kon kyk en dit waardeer nie. Ek het 15, 16 jaar Engels gedoen en uit 'n tyd van eintlik al frustreerd want ek kom daar dis ek ag, weet jy wat, kom ek doen 'n Afrikaanse liedjie, net een. En dis 'n simpel dingetjie wat ek geskryf het in 5 minute. Ek het hier buite gesit, 'n TikTok gemaak vir dit en my hele lewe het verander. Heeltemal oornag. So partykeer moet 'n mens dalk net terug staan van dit wat jy so, want dit is ek. Ek dink nie ons almal weet regtig wie ons is nie. Ek dink Ja. partykeer moet ons reg ver genoeg terug staan om te kan kyk en te sê, o, daai is dalk eintlik ek, of kom ek probeer dalk bietjie meer dit doen en dan mense sal surprised wees met die verandering en die goed wat na jou lewe toe kan kom. Ja, ek sien hierso Music Man sê die power van sosiale media en dit is waar. Dit is baie waar. En wat Maar dit doen maak dit jy? moeilik. Dit maak dit moeilik want social media, dit almal kan dit nou doen. So daai dae van in 'n pub gaan sing en dis die dae waar ek uitkom, ure en ure jou gaai afwerk in 'n Ja. pub gig, 'n live bands gig. Dis om weg te val. So dit vat half daai drilling van musiek, dit vat dit weg. En ek sien dit al hoe meer hierdie mense wat net op sosiale media musiek maak en dit is briljant. Hulle doen briljant. Maar dan sit om in 'n bar met 'n klomp gekuierde mense en daai vibe, dan is hulle heeltemal hulle slaan toe. Hulle weet nie wat daar aangaan nie. En dis vir my is dit ek wil nooit op die punt kom waar ek net op social media te doen. Ek wil nog steeds daar in die modder wees. En verkies jy feeste of verkies jy eerder net om in die ateljee opnames te maak? Definitief feeste. Definitief om live te speel, daar's niks soos dit nie. Ek skud elke keer so ek sê altyd ek's 'n stresprinses, alles bewe, maar as ek haar afklim, daar's niks wat soos dit voel nie. Is daar enige iets wat die mense nie van jou weet nie? Ons baie. Hulle gaan maar die musiek moet luister en maar die donker secrets stoor. Nee, daar's baie. Ek's 'n man met baie geheime. Ek's oop en bloot en transparant, maar daar's baie donker goed in my lewe wat ek met dit is in die musiek. Dis in die musiek. Daar's bits and pieces van dit. Maar van dit is maar is bietjie donker. So ek sal dit dalk iets sê nie. En as jy per gehoor is en jy sien hierdie gehoor is heeltemal gevrek. Hulle sit net daar. Hoe gaan jy lewe in hulle inblaas? Daai is 'n goeie vraag. Daar's twee antwoorde vir dit. Baie keer is ek gehoor en ek het dit al baie gekry waar gehoor voor my mors dood. En dan hier binne voel dit asof my siel in my dit voel asof ek doodgaan. Maar dan na die tyd dan is daar 'n handevol mense wat na my toe kom en sê, "Jop, daai is mooi. Daai gedeelte wat jy gesing het,
So baie keer as jy gehoor dood is dit actually wanneer hulle luister na die woorde. En dan, ek het al ook 'n gehoor gekry wat ek sien is dood en dan hier gedurende die breek is daar niemand wat gesels of niks. Jy kan sien almal sit en al. So dan begin mense maar bietjie meer covers speel en goedertjies wat meer vibe het en CCR wen altyd, Bad Moon Rising en daai. En jou go-to karaoke jam? My God. Ek wil sê Bad Moon Rising. Daai ding wen altyd. Ek weet nie wat is die krag van hom nie. Maar dis gewoonlik soos bloed. En mense laaitjie soos bloed baie. Yes. Maar dis maar 'n bietjie partykeer is dit vir mense persoonlik. Maar CCR se Bad Moon Rising, nee die mense laat dit. Elke keer. Ek het nog nooit when in doubt, dan pluk ek dit uit. Dan is ek soos Bad Moon Rising. Ons kyk hoe gereageer hulle. As dit nie lewe in hulle kry nie, dan weet ek nie. En jou gunsteling Afrikaanse woord of vrys? Ek gaan dit nie jou sê nie. Maar dis nie mooi dit nie. Sê maar. Ja, dis 'n vloekwoord. Maar daar's geen Afrikaanse vloekwoord soos dit nie. Maar ek wil sê as ek 'n mooi vrys moet kies, sure. Ek wil sê die woord bitter. Bitter, soos jy's bitter mooi. Dit's bitter lief vir jou. Bitter is so weerspelig, want bitter is nie dis vir niemand is dit 'n pleasant smaakie, maar ons gebruik dit as hierdie mooi. Ek het dit al baie in liedjies gebruik wat ek sê die bitterblou bloeisels en jou bitter woorde en jou bitter liefde en jou bitter mooi glimlag. So ek vind bitter, net die woord bitter is vir my 'n baie interessante woord. Maar as jy nou daaraan dink, bitter en mooi, hoekom pas hulle by mekaar? Verstaan jy? Ja, dit pas glad nie. Dit pas Ja. glad nie. As jou musiek 'n kleur was, watter kleur sou dit wees? Dit gaan so depressing klink, maar ek sal sê Swart. dis swart. Ja, dis swart. Dit is Ek is ook baie lief vir my swart. oh, nee, alles is swart. Ek wou sien die jeans al swart. Wat is die mees spontane ding wat jy al gedoen het? Nee, ek het al baie spontane goed gedoen. Maar ek like nogal hierdie geesteswêreld en spook en goed. So ons het al 'n paar keer 3:00 die oggend dan spring ons in die kar, dan jaag ons na die ou Kempton Park Hospitaal toe. Ek moet dit seker nie sê nie, maar daar's 'n plekkie waar jy kon ingesneek het en dan gaan loop ons al binne rond en soek spooke. Nog nooit iets gekry nie. Ek Maar wou nou dat- net gevra het, want Anthony, hy wil ook so graag soontoe gaan. Dis baie lekker, maar dis deesdae, hulle speel nou hierdie airsoft met die wit balletjies speel daar sodat dit half die het dit nou weggevat, want jy kan nou sien Ja, ons ja. beweging. En enige droomsamewerking, met wie wil jy graag? Sjoe, Suid-Afrikaanse kunstenaar. Enige een. Ek is mal oor Kip Moore, Zach Bryan, as dit nou oorseese mense, maar definitief as dit in Suid-Afrika. Ek sal sê Tashay, ek en sy het al een keer saam gesing en dit was my absoluut incredible geweest. So ek sal sê Tashay, Karen Zoid, dalk Dani Reënwolf, dalk Fransjo van Cooke. Ek hou maar van daai tipe en dan skryf, ek sal baie graag like om saam met Hunter Kennedy eendag te sit en te skryf. Hy is vir my een fenominale skrywer. En jou gunsteling liedjie wat jy in die stort sal sing. Jo, ek change. So ek change jaarliks change ek gunsteling liedjies. Ek wil definitief sê deesdae wat ek oor en oor luister is Silver Lining van Mount Joy. Daai song ek luister dit oor en oor. Ek luister hom al die hele jaar. Ek hou nie op nie. So ja, dis elke jaar dan kry ek 'n nuwe song en dan is die ou songs dit word so half uitgeskuif. Die tweede laaste vraagie, wil ek vir jou vra, as jy 'n krui kan wees, watse krui sal jy wees? Oh, Tini of roosmaryn. Ek dink roosmaryn. Ek voel soos 'n roosmaryn. Okay. En as jy nou vanaand 'n ete moet voorberei, vir wie sal jy aan jou tafel laat sit? Hulle kan lewendig of dood wees. Almal. Ek is die tipe persoon wat altyd almal om my wil hê. Ek kan jou nou net ontmoet het of 20 jaar ken.
ek het 'n oop hart. My hart, ek sê altyd, is bietjie soos 'n taxi. So almal. Dis moeilik, definitief familie, goeie vriende, maar ek love nuwe mense. Ek dink wat my die meeste dryf is om nuwe mense die hele tyd te ontmoet. So dit is my mees fascinerendste goed. En as ek nie, maar ek kom oor die weg met almal. Daar's nie 'n plek waar ek sê, "Jogg nee, ek raak nou geïrriteerd," of ek draai altyd almal se opinies, want mense se stories is vir my so pragtig om te hoor. En ek kry baie keer inspirasie daaruit. Dan dink ek aan my eie stories en dan draai ek ons halfie by mekaar inbring. Okay. Vriend, dit was vir ons baie lekker om met jou te gesels en dit was vir ons 'n groot voorreg. En ja, ek wil vir jou sê, ryk na die sterre. Dankie, baie dankie vir dit beteken vir my regtig baie. Dis beter as om ek like gesigte. Maar ons gaan weer met jou gesels. Ons gaan definitief weer met jou gesels. Van my kant af wil ek vir jou sê, bly awesome. En jy kan net weer vir ons sê waar die mense vir jou kan aanlyn kry en waar hulle jou kan bespreek. Baie dankie Fred. Ja nee, ek is oralste op TikTok, Spotify, Facebook, oral. As jy intik Fran Prins, my gedoente sal daar iewers op. So, maar definitief Facebook, Instagram is ek die meeste aktief op en dan TikTok. Twitter en daai goeters, ek's daar, maar ek is baie onaktief op dit. Fran, van my kant af wil ek vir jou sê, klomp musiekliefde. Stay warm, stay safe. Baie dankie vir dit. Ek waardeer dit onmenslik baie. En ek kan nie wag om jou te ontmoet nie. Ek is 'n mens. Ja, ek ook. Ek's 'n mens en wynmens. So dit gaan altyd goed saam. Bitter goed. Bitter goed. Maar baie dankie vir. Fran, baie dankie dat jy met ons kom praat het.